Sy my vriend, jy's op daar. Cool, dankie Pieter. Het is altyd lekker om by julle te wees. Ek is bly julle almal is hier vanaand 6:00 op 'n Sondag. Ek wil net sê well done. Begin die week al klaar reg. Ons gaan vanaand oor iets praat wat vir my baie na my hart is en ek dink baie keer dis iets wat ons nie genoeg oor praat nie. My vrou is oomblik in Holland en ek en sy praat altyd oor daar's twee belangrike ding wat ons almal moet weet. Wat ons nie altyd kyk nie. Dis eerstens wie is ek en wie is God? En ek dink as ons vanaand gaan ek daai twee raak soos wat Pieter ook gesê het. Julle daar's so baie wat mense kan doen. Ek was letterlik gegaan en kyk, ek het letterlik 'n halfuur om vir julle iets te los introduction. Hoopelik so Pieter praat kos miskien toekoms nog 'n paar van die hê. Maar ek hoop dat julle aware is. Ek gaan nou en dan check of julle wakker is. Okay, so moet dink julle gaan net sit en luister nie. Okay. So, ons gaan vanaand 'n bietjie raak aan Limiting Beliefs, Discover, Challenge and Transform. Ek weet nie of julle almal weet wie daai ouetjie daar is nie. Jy weet Petrus moes 'n paar limiting beliefs geskry het om op die water te loop. Jy weet hy het 'n paar meter op die water geloop, al is dit 1 meter maar het. Jy weet so hy kan sê ek het op die water geloop, al was dit 1 meter. So ons gaan gou vinnig net 'n introduction oor myself soos Pieter gesê het. So my praktyk se naam, wie nie weet nie, is Fearless Wolf Life Coaching. Ek weet nie baie van julle weet wat 'n life coach is nie. Ek probeer altyd te verduidelik as jy 'n sielkundige is gewoonlik hier van op 'n skaal van 0 tot -10 en 'n life coach is gewoonlik hier van 0 tot +10. En ek is baie op die why as opsommend op dit en natuurlik ook wat jou purpose en jou identiteit is. Dis baie waar ek befokus. So vinnig 'n life coach wat ek doen, ek help jou beter verstaan. Goal setting is verskriklik belangrik. Ek het baie kliënte wat sukkel om hulle goals te bereik en ek is hier is 'n paar kliënte vir my hierso wat weet ek is 'n goeie cheerleader ook met goal setting. Ek dink baie keer accountability is 'n baie klink soos 'n vloekwoord, maar glo my dit is nie. Jy weet dit is goed om iemand te hê wat jy by kan incheck. En dan laastens het ek gesê cheerleader, as jy 'n bietjie wil gaan kyk, my banner is daarop en jy kan letterlik net Fearless Wolf Life Coaching Google en dan word jy te kry, dit is my life coaching afdeling en dan ook Fearless Wolf Reds is my boeke afdeling. Ek hou altyd daarvan om met dit te begin. Start now where you are, start with fear, start with pain, start with doubt, start with hands shaking, start with voice trembling, but start. Start and don't stop, start where you are with what you have, just start. Almal van julle hier vanaand is op 'n spesifieke journey, op 'n ander plek en ek dink dis waar ons wil begin. Begin waar jy is. En vanaand is juis van daai aande is ek het altyd 'n pastoor wat ons in Stellenbosch gaan kyk het en hy het altyd gesê die sleutelwoordjie vir die tipe van goed is konsekwentheid. So ek wil amper vir my buite uitsit en sê as julle die goed wat ek vanaand vir julle gaan gee konsekwent gaan doen, wil ek amper beloof dat daar gaan 'n verskil kom. So weet vir die halfuur ek gaan nou nog incheck, wees aware, ek gaan baie van awareness praat en jy weet probeer net jouself wakker. As jy nie langs jou is braakbietjie aan die slaap gee met so 'n bietjie van 'n elboog, okay. So die eerste video is so 'n minuut lank. Dit gaan min of meer vir julle te wys hoe ons almal dieselfde ding kyk. Ek weet nie of julle almal gewonder het nie hoekom daar 4 gospels in die Bybel is. Almal vertel dieselfde storie. Maar dis juist hoekom elkeen sien dit van 'n ander perspektief af. En ek wil net daar begin vanaand julle te wys ons almal dink so anderste en ons is anders so groot gemaak. Dis hoekom ek vanaand bietjie julle beliefs bietjie wil challenge. Okay, ons gaan skiet weg met die eerste video. Is dit nie so die, nee? Hy moes nou eers gesien het en dis nou amper te laat.
Ek gaan 'n paar sekondes vir julle net 'n oomblik gee om te dink en ek hoop dat na die praatjie julle kan hierdie vraag beter kan beantwoord. Maar net vir so 'n paar sekondes julle net, want ek is bietjie gedruk vir tyd. Soos jy daar sit, ek weet nie of julle pen en papier het, ek sien hier 'n paar pen en papier. Dink dit vir jouself, wat is die een ding wat by jou opkom wat jy dink jouself baie limit? Enige iets. Ek dink na einde van die praatjie behoort jy beter te bevraagteken of te beantwoord. Wat is daai een limit wat by jou opkom? So julle sal sien, ek sê altyd, dis nie toevallig iets opkom nie. Baie keer die Here praat met ons op 'n spesifieke manier en ek sê altyd my kliënte, hulle sal weet, nee, dat dinge kom op. Weet goed pop op. So as iets by jou oppop, dis nie toevallig nie. Ek gee so net so 30 sekondes, sit bietjie, dink bietjie, is daar iets wat jy ervaar en ek gaan inspring in die hele ding oor wat is limiting belief, waar kom dit vandaan? Maar net vir nou, dink gou vir my so 30 sekondes. Is daar iets wat jy voel jou limit? OK, ek hoop julle het almal ietsie gedink aan. Ek hoop dat almal van julle ken, ek het gou kyk of ken seker vir Lion King. Ken julle vir Lion King? Nee? Ek het die klip uitgevat, so ek gaan 'n min of meer agtergrond gee vir julle wat nie weet wat daar gebeur het nie. So Simba het moet wetlik die koninkryk erf en sy oom Scar is agter sy koninkryk aan. So Scar moes op 'n of ander manier 'n plan beraam het om 'n limiting belief by Simba te los. En in die klip gaan jy sien wat Scar wil doen, want Scar is agter Simba se koninkryk aan. En hy moes iets doen sodat hy Simba uit die plek uit kan kry en sy koninkryk by Mufasa steel. Dis so 'n minuut lank. Ons gaan later 'n bietjie kyk by Simba in Loer. Maar wat is 'n limiting belief? Die definisie, dis deeply held thoughts, assumptions or perceptions that block personal growth, achievement and fulfillment. Ek gaan bietjie nou net dit meer diepte in julle uitpak. Dit is verskillende goed. Ek weet nie nog die manne wat rappie speel of hulle nog Vrydag lyste op sit nie, maar op my dae, jy weet jy die hele week rappie gespeel en hoop jy bekry die span vir die Saterdag. En as jy dan jou naam gaan kyk, jy gaan kyk of jy in die span is of nie, en jy kom daar, en die naam is hier op, wat dadelik ervaar jy? Rejection. Jy weet, so baie van die beliefs wat ons het, is nie dat iemand baie keer fisies vir ons sê nie. Dis baie keer omstandighede wat met ons gebeur, wat ons laat glo, dit is nou my waarheid. Ek weet of julle gesegde gehoord, so gelos, so laat staan. Geld groei nie op mense rug nie. Dis al sulke goedjies wat limiting beliefs tog is. Jy weet, dit klink noble, maar dit sit 'n baie beperking op ons. So, waar kom dit vandaan? Julle wat my ken sal weet, ek is 'n baie groot Marvel DC, hoe kan ek sê, ek love die flieks en so, en origin movies het ek altyd van gehou, en ek dink dit is dieselfde hier vanaand is, wat is die origin? Gewoonlik, soos ek sê, is dit nie iets wat consciously gebeur nie, dis iets wat subconscious is. Ek het vir jare lank geglo ek is unlovable. Daar's nie dat dit fisies iets wat by gebeur het nie, dat dit omstandighede in my gebeur wat ek dit begin glo het, en later het ek met verhoudings betrokke geraak met mense wat baie bietjie tend om narcissisties te wees. So ek moes myself daai limiting belief oorskry, sodat ek meer kan iemand toelaat in my lewe wat vir my lief kan wees vir wie en wat ek is. Dan natuurlik, dit stem ook van vrees, doubt en negative self-perception, negatiewe selfbeeld. En ons, soos ek sê, ons gaan nou 'n bietjie meer dieper daarin gaan. So wat se impak het dit op ons? Jy weet, dit is baie erg, want as 'n mens 'n limiting belief het, dit sit verskriklike groot filters op jou.
ek wat baie groot is oor die why, ek is ook 'n groot gamer, so as jy, ek het gesien, baie keer as 'n mens se karakter, jy weet wie jy is, jy weet jou karakter is, maar baie keer die limiting belief oorskry die karakter. En baie keer maak mens besluite as gevolg van die belief wat jy glo. So baie keer wil jy nie meer risiko's vat nie, jy het nie meer opportunities wat jy toe kom wat jy wil vat nie, en ook dat jy embrace ook die change nie. Wat sê die woord? Ek gaan bietjie uit die NIV, Romeine 12:2, ek gaan sommer dit lees. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. So, julle kan sien daar's die woord op 'n manier klaar vir ons, daar moet 'n verandering plaasvind vir ons om selfs die Here beter te verstaan en hoor. En ek gaan nou dit bietjie ook meer vir julle uitpak. Ek weet nie of julle daai ou ken nie. Ek spekuleer dat hy bietjie gesukkel het met validation. Ou Simpson, ons gaan bietjie kyk hoe identifiseer ons limiting beliefs. So dis nou julle oomblik wat julle moet wakker wees. Okay, is almal nog met my? Okay, great. So julle die myn 3 goed, jy kan besê 3 pilare en dis baie belangrik is dat ek sê altyd baie keer van hoe ons onsself sien en hoe ons God sien, beïnvloed verskriklik hoe ons lewe doen en selfs hoe ons die Here ervaar. Self-limiting beliefs is soos voorbeeld, I'm not good enough. I'm not capable. I'm not worthy. Ek meen dis net 'n paar, dis letterlik goed wat jy oor jouself glo en oor jouself spreek. En as ons gaan begin, ek gaan vir julle ook 'n bietjie tools gee by die einde van my praatjie net om vir julle te bietjie aan die go te kry van hoe kan ek hierdie self-limiting beliefs, hoe kan ek dit oorskry? Dan hier's ook 'n grootte beliefs about God. Ek weet hoe baie van julle vir Cassie Carstens ken of gehoor van hom nie. Hy het die boek geskryf World is a Father. En sy groot ding is juist dat hy wil 'n fatherless nation hierdie ding gee om weer God beter verstaan. So as jy 'n verkeerde beeld van God het, as jy dink God wag nog om vir jou pak slaag te gee waar jy fout is, jy weet dan dit kan 'n probleem raak. Jy weet soos baie hoe sien jy God? Soos voorbeeld die paar limiting beliefs dat ons selfs oor God glo, God doesn't care about me. I'm not good enough. I've sinned too much to be forgiven. So dis 'n paar van die goed wat ons het wat ons baie limit oor hoe ons God ervaar en hoe ons sy seëning in ons lewe ook gaan ervaar. Dan fear-based beliefs, weens baie keer gebeur dit goed met ons. My ouers sal weet so 'n paar jaar terug het ek nogals Woolworths meatballs geëet, kan jy dit glo? En ek het siek geraak. Ek is nou nog bang vir Woolworths meatballs, né? Nee? So dit is van daai goed. Dis dit wie jy gee, dis selfs soos nou nog eet ek 'n meatball met 'n Jesus gaan ek dit maak, né? Nee? So dis 'n fear, soos I'm afraid of failure. Miskien was jy in 'n verhouding gewees of jy weet iemand het miskien jou gelos, 'n vriend het miskien vir jou in die rug gesteek, jy het miskien sukkel miskien met trust. Jy voel miskien change is nie goed vir jou nie want wat jy ken is vir jou lekker. So julle fear kan vir mense verskriklik limit. As die Here vir al die Here iets in jou lewe wil doen en jy het hierdie fear limiting belief kan jou baie terughou van God se blessing in jou lewe. Okay, ek gaan gou tyd vir refleksie gee, net so 'n paar sekondes, as ek sê ek is bietjie gedruk vir tyd. Soos wat jy daar sit, ek meen gebruik sommer tyd om bietjie by die Here vandag gaan so 30 sekondes. Is daar enigiets wat opkom by julle? Enige iets wat by jou reflekteer soos jy weet, is daar enigiets wat jy spesifiek notice in jou lewe? Ek sê daar is so baie van die goed. Wees eerlik en dan reflekteer. My kliënte sal ook weet, ek is 'n baie groot voorstander van journaling. En journaling is 'n verskriklike goeie manier om te kyk, jou gedagtes neer te skryf en te kyk, weet wat gaan aan by my. Weet ek gewoonlik na elke sessie sal ek bietjie journal, dan kom ek verskriklike goed agter, goeie goed en ek bid gewoonlik ook dit. So net nog 'n tool vir julle, miskien is journaling 'n baie goeie manier om jou gedagtes neer te skryf. So as jy iets het om neer te skryf, skryf dit neer, reflekteer bietjie. Hoeveel van julle het al gehoor van Watchman Nee? Ek weet nie of julle al van Watchman Nee al gehoor het van hom nie. Nou, Watchman Nee, hy het amazing boeke geskryf. Ek het al sy boeke gelees, hy het die een boek geskryf, A Normal Christian Life, amazing boek. As jy meer wil weet, bietjie meer diepte weet van die gospel, dit gaan alles oor Romeine 8, is amazing. Hy het 'n amazing boek geskryf ook, Sit, Stand, Walk, en ook The Breaking of the Outer Man, Release of the Spirit. En hy het ook gesê, self-examination, soos, jy weet, as jy begin jouself ondersoek,
is 'n baie goeie ding. Ek het soos nou, ek weet of julle weet wat 'n Google Hub is nie. Ek maak my vrou mal met die Google Hub nou. Hy is so lank dood gewees daar in my huis en toe ek nou die afgelope paar weke kom uitgefigure. Nou maak hy ons mal. Jy weet die AI maak ons mal. En dis amper selfde met onsself. Wanneer ons onsself nie weet en reflekteer oor jou emosies nie, jou gedagtes nie, by jou inner wêreld bietjie meer tyd gee nie, dan kom mens agter of daar goed beliefs in jou is wat nie daar moet wees nie. Dis baie keer ek gebruik die voorbeeld, is amper soos 'n app of soos 'n virus. Ek dink weet ons het nou gepraat, 'n paar van ons het maagvirusse gehad. Ek weet soos 'n lelike virus die rondhardloop. Maar wanneer 'n virus inkom in jou liggaam, jy kom agter maar dit is nie van my nie. Dit kom van 'n buiteplek. So wanneer ons begin self-aware begin raak, begin ons besef, maar hierdie beliefsisteme in my, dit kom nie van my af nie. So ons spring gou vinnig daar weer in die woord in. Ek geniet verskriklik die message en dis van Dawid wat so mooi skryf in Psalm 139 en hy sê investigate my life, O God. Find out everything about me. Cross-examine and test me. Get a clear picture of what I'm about. See for yourself whether I've done anything wrong. Then guide me on the road to eternal life. So dit gee ons net 'n idee van hoe Dawid met God was. Hy was oop en eerlik en ek dink die woord sê so mooi, ons moet in Romeine 12 ook sê so mooi, ons moet alles met God praat. En wanneer ons nou begin beliefsisteme in ons lewe begin identifiseer, kan ons vir die Here ook vra. Ek weet baie mense wat sukkel met addiction, ken dit ook, jy weet jy begin dit te battle en jy begin besef, jy weet ek moet goed in plek sit, is een kant, maar ek moet ook die Here vertrou aan die ander kant om my vry te maak. So, waar kom dit vandaan? Waar is die origin van limiting belief? En ek gaan ongelukkig nou weer die voorbeeld gebruik van arme Samson wat daar lê. En ek gaan vinnig met elkeen bietjie meer in diepte ingaan, soos ek al gemention gemaak het van past experiences. So dit kan enigiets wees. Dit kan soos failures wees, enige trauma, enige negatief feedback. Ek het so 'n tyd terug 'n kliënt gehad en hy was altyd gespot vir sy ore. En hy bakore het. En glo my sy ore is nie so groot nie, maar hulle was gespot met sy ore. En na hy na skool klaar gemaak het, het hy sy ore gaan regmaak. En nou nog sukkel hy met die emosionele skaars van sy ore, want hy voel nog steeds mense kyk vir sy ore. Natuurlik kulturele sosiale kondisionering. Ek meen ons kan net die TV aansien en sien julle met wat die wêreld mee besig is. Ons values is nie altyd van die beste nie. Comparison en competition. Julle weet ons altyd, ek sê altyd soos voorbeeld, ek weet die Amerikaners, ek weet ons ook bietjie as jy moet letterlik 'n sekere ouderdom moet jy sommer jou graad kry, jy moet 'n sekere ouderdom moet jy trou, 'n sekere ouderdom moet jy kinders hê. Dit was daai timeline. Niemand sê dit vir jou nie, maar dit is daar. En as jy nie so lyk nie, dan is dit 'n probleem. Dit kan ook baie keer beliefs op ons sit. En natuurlik ook unresolved emotional issues. Wie eens julle ek sien wounding. Daar's so baie as ons wounding het wat 'n invloed het op ons. Want as ons seer het sy hoe ook al wat ook al dit is, dit kan wie eens weet 'n verhouding uit, dit kan 'n vriend wees, vir selfs familie wat miskien iets gesê het wat altyd bedoel het nie, maar jy loop met daai burden saam. En as ons nie met dit deel nie, dit raak 'n massive probleem later in ons lewe en dit begin letterlik soos Piet aan gesê raak letterlik 'n stranghold. So, dit is paar van hoe dit ontwikkel. Kyk gou. Okay. Frank Viola is ook 'n ou wat ek baie geniet. Ek weet nie hoe van julle van Frank Viola al gehoor het nie. Hy het boeke geskryf soos Pagan Christianity, Rethinking Church. Is baie boeke wat nogal ons mens challenge, nogal ons geloofstelsels baie challenge. En hy het 'n amazing boek geskryf, Gravity. En wat hy ook basies sê van, jy weet, hoe ons as gelowiges baie keer soveel religious pligte op onsself sit. Baie keer van die goed wat ons doen klink baie noble en goed, maar dit raak amper soos iets wat heeltyd kraak en goed wat heeltyd swaar raak. En hy sê ook wanneer ons begin laat gaan van die gravity en van die goed wat ons afpoel, dan kan ons meer die Here meer geniet vir wie en wat hy is. En ek gaan vinnig die volgende slide. Ek sien daar het my klikker gegaan. Connecting to limiting beliefs. So wanneer ons op 'n plek kom waar ons letterlik die Here net meer
in vryheid begin dien, uit verhouding uit, en begin besef, weet, ek sê altyd, alles kom op 'n plek van God-centered. Dit is die filter. Ek dink Paulus het sy hele bediening wat in die Nuwe Testament gepraat het van Christ in me, vir hope and glory. Hy het konstant gepraat van, jy weet, Christ in me, en om van Jesus te lewe. So julle, dis een aspek. Die ander aspek is ook dat, maar wanneer ons onsself nie reg sien nie, as ek my nie sien soos God my sien nie, en ek gaan nou van Pastoor Gregory Kakau 'n minuut lange klip wys, waar hy vir ons probeer sê hoe ons onsself moet sien. Wanneer ek sien dat ek God se kind is, en ek begin dit letterlik oor en oor glo, dit maak 'n verskil. Ek weet, ek en my ma het seker so 'n paar jaar terug, seker so 10 jaar terug, so CD gekry van wat sê jy, affirmations, en dit was letterlik gegaan oor net die hele tyd skrif bely oor jou lewe, oor jou finansies, oor jou verhoudings, oor jou vriende. En dis daai tipe van goed waar mens begin jou gedagtes hernuwe. En ook belangrik julle met hierdie tipe van goed is, met wat hou jouself besig? Ek weet hoe lank julle per dag op julle fone is nie. Ek het so 'n app op my foon wat so einde van die week vir my sê hoeveel ure ek op my foon was. En is baie scary. Ek meen baie keer as ek het 5 minute, maar as hy optel, dan is dit amper soos, yes, dis scary baie ure. So ons moet ook kyk met wat is ons besig mee. Is ons baie op ons foon, is ons baie op social media, met wat hou ons mee besig? Dit gaan ook die limiting beliefs sterk of verswak. So, kom ons lees gou 'n bietjie Matteus 11:28. En dit is so mooi wat hy sê, want dit is net 'n manier hoe Matteus vir ons wys, jy weet, hoe ons die Here meer kan geniet. Jy weet, en hy sê hierso, are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, get away with me, and you'll recover your life. I'll show you how to take the real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced, en dit is vir my so mooi wat hy sê, learn the unforced rhythms of grace. En ek dink hoe meer ons saam met die Here amper soos op 'n surfboard saam hom gaan, dan begin ons besef, yes, weet jy wat, dis eintlik dis lekker. Dit is nie iets wat vir my swaar is op my nie. Dis iets wat ek geniet, en ek dink dis wat die Here wil hê. Hy wil hê ons moet hom geniet. Ons moet regtig sy presence geniet en net by hom wees. En dis wat ek sê, dit sê vir my dit so mooi, learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Die Here sê vir ons, julle weet, ek meen, dinge is die mekaar al buite. Ek meen, ons kan kyk met wat die Amerika, ons land, daar's so baie wat ons kan sê wat fout, wat aangaan. En ons moet plek kom in rus saam met die Here. Jy weet, waar ook al jy is, en ek dink dis wat die Here ons roep, om hom mee te vertrou, om daai juk op te neem van hom wat baie lig is. Maar wanneer ons self swaar goed op ons sit, ek weet baie keer ons mans vat verskriklike finansiële burdens op ons, want ons die mans van die huis. En die Here wil nie hê ons moet hierdie swaar burdens dra. Ek sê nie moet niks worry nie. Ek bedoel maar net ons moet leer om meer te relax in hom. En dit sê so mooi, hierdie skrif reflect the lightness and the peace of authentic faith when centered on Christ. So, ons kom nou by die kikker. As jy nou nog nie geluister het nie, asseblief, nee, luister nou. Want dis die belangrike een nou. Dit is hoe overcome ons limiting beliefs. Ek weet of julle al in praatjies gesit het nie, dan praat die ou lekker teorie en is cool en alles, dan maak lekker notas, maar ek is altyd soos maar, wat doen ek nou? Hoe kry ek hierdie goed in my lewe in? En dis nou wat ek vir julle so 'n paar tools gaan los. Waar begin ek om my limiting beliefs te overcome? Nou voor ek ingaan, gaan ons weer vir Simba kuier. En die klip wat ons nou gaan kyk, is waar Rafiki vir hom begin vertel wie hy is. Daar het iemand in sy verlede ingekom en vir hom gesê, maar jy is nie hierdie mal ouetjie wat sy poeman te mou en die hele tyd kan party nie. Jy het eintlik 'n mission, jy het 'n koninkryk, jy moet iewers wees, jy moet daar wees, jy's koning. En hoe Simba nou begin worstel met sy limiting belief, want hy kan nie, hy staan net die washout, hy het nonsens aangejaag. En hoe Rafiki en sy pa vir hom begin net sê wie hy werklik is, sy identiteit.
Okay, ek gaan daar stop. So julle sien, daai is altyd vir my so kragtige beeld, nê, want dit is so die Here ons sien. Hy wil hê ons moet hom sien soos hy ons sien. En ek dink dis die grootste ding. As ons begin sien en glo wie Jesus in ons is en wie God ons geroep het om te wees, julle, ek dink dinge gaan die aarde kan skud. So do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romeine 12:2. As jy kan stilte tyd of selfs 'n bietjie tyd van refleksie gaan lees dit vir jouself. En selfs ek sal voorstel, gaan lees selfs Romeine 8. Vir my is Romeine 8 amper soos dis jou CV. Jy moet amper jou naam daarin sit en vir jouself sê, want dit is wie jy in Jesus is. So, hoe gaan ek my gedagtes align met God se gedagtes? Hoe hernie ek my gedagtes? En ek gaan nog diepte ingaan hierso. Eerstens, so Simba, challenge negative thoughts. Ja, dis weer eens, dit kom nie net vinnig nie. Jy weet, dis wat ek altyd met my coaching kliënte ook sê. Jy weet, dis maklik jy begin, maar die goed is, ons moet dit inoefen. Dis soos enige habit of 'n gewoonte, dit kom met tyd. Dis gewoonte ingeoefen. Ons moet 'n cultivate 'n mindset van 5. So hoe meer ons hoor wat God van ons te sê het, hoe meer ons invat, hoe meer gaan ons dit glo wat hy vir ons sê. Build support of relationship, die self kan ek 'n baie lang sessie ook hê. Met wie omring jy jouself? Hoe lyk jou supportstelsel? Maar is baie belangrik met wie jy omring. Ek is baie kieskeurig wie ek in my persoonlike lewe toelaat. Dit is so belangrik want hulle maak jou of hulle breek jou. En dan Joas Ortiz het 'n boek geskryf wat so mooi is wat hy Christ in You, en dit gaan baie van waar hy ook in sy boek sê van hoe ons elke dag kommunie met Jesus kan hê. Julle, dit is eintlik so maklik. Ons het eintlik, as jy net kan begin net met die Here te praat. Ek sê altyd gebed is 'n manier van kommunikasie met die Here. Baie keer maak ons weens dit te ingewikkeld. Ons doen dit verskriklik ingewikkeld. En dit begin waar ons net met God begin praat. So, hier's 'n aksiestap vir julle. So skryf neer as jy kan, as jy miskien foto neem dit ook af. Soos Petrus het hy getwyfel en hy het op die boot gestaan en Jesus sê vir hom kom. En hy staan daar en dis mal, jy kan nou dink sy ander vennote langs hom het so gesê moenie Petrus, jy gaan nie maak nie. Daar was golwe, dit was storms en Petrus het die eerste stap gevat en hy het sy limiting belief oorskry omdat hy God vertrou het met sy eerste stap. Dink vanaand, almal van julle wat hier sit, van wat is die eerste stap wat jy sommer vanaand gaan doen? Wat is die stap wat jy vanaand gaan doen, maandag, môre gaan doen? Een stap, dit vat letterlik een stap. Ek het baie terug, seker 12 jaar terug, het ek ook die moeilike goed gegaan, en ek het vir myself en ek vir Here gevra, wat moet ek doen? En ek onthou die Here het my sê, vat een stap. En my een stap was gewees om my visie neer te skryf. 12 jaar later, ek is besig met my 4de boek, ek het 'n paar boeke geskryf, ek staan hier voor julle, en dit het gekom met my een stap waar ek begin in 'n boek neergeskryf het, ek wil mense help. Hoe ook al dit lyk, ek wil 'n verskil maak by mense se lewens. So dit kan, jy is nooit te oud vir hierdie goed nie, julle, asseblief, jy kan selfs 80 wees en nog steeds 'n verskil maak. So heel eerste is, identifiseer, wat is jou stap wat jy wil maak vanaand? Daai een stap, né? Dan gaan jy en sê, wat is die challenge wat ek het? Hoe gaan ek dit, en ons het baie goed wat altyd vir ons teenstaan, baie keer is dit finansies, baie keer is dit, wat gaan familie dink van my, wat gaan my man of vrou sê, of wat ook al dit is, om die Here te vertrou om daai een stap te doen. En ek gaan nou 'n klip wys van Gary de Kel, wat hy so mooi in 'n minuut sê, van hoe ons onsself moet begin sien. En net gou vinnig nog 'n example, is soos I always fail at new things. So ek het julle gesê, ek het geglo, niemand gaan ooit vir my lief wees nie. With God's strength, I need to succeed. Jy weet, ek het 'n kliënt wat vir my gesê het, ons het so ook so die belief, oefeningkie gedoen met my, en hy sê vir my, weet jy, sy ouers sukkel sy hele lewe met finansies. En hy het hierdie ding aangetrek, dat hy is die broke guy. En hy het toe hierdie surfer experience gehad, hy wil nie geld hê nie, hy is hierdie surfer dude. En toe kom te besef, maar dis wat hy wil nie dit hê nie. Hy wil tog enige familie hê, hy wil geld hê. En toe het ons so begin hierdie ding selfsmatig uitpak. So, ek gaan vir julle 'n minuut video gewys, en dis net vir julle nog 'n tool te gee van, wie is jy in Jesus?
Let's talk about how big our success and impact can be. Let's not talk about how big the enemy is, how big the giant is. Greater is he that's in me than he that's in the world. Start saying that about yourself. Greater is he that's in me than he is in the world. Oh, you start talking that way about yourself, start seeing yourself that way, you will start doing big things when you stop seeing yourself so small. Now, I'm not saying that we should see ourselves big compared to others. We're not trying to be bigger than somebody else. We're trying to be bigger and greater than who we were yesterday. The secret is to get and hold fast in your mind a mental image of who God made you to be in his image, the new you. It's seeing yourself as the born-again child of God. The old things have passed away and all things have become new. It's seeing yourself like that. The secret is to keep that image in your mind of a person who's been born again and his past has been forgiven. A person who God said is made in his image. You are made in God's image. So this is powerful. You are made in God's image. En ek dink al meer ons begin daai sien, julle weer gaan na veranderinge begin kom. So key takeaways. Soos Pieter altyd sê, ek gaan nou land. Maar julle hier is die twee goed. Self-awareness 5. So belangrik. Wie eens, as jy kan, skryf dit neer. As jy net hierdie slide vang vanaand, dan ek my doel bereik, dan sal Pieter bly wees met my. So asseblief, self-awareness, gaan sommer vanaand na die diens, gaan sit en dink, wat is die gedagtes wat nie vir my lekker is nie? Wat is die goed wat vir my pla? Wat is die goed wat ek voel so met my heeltyd op my is? Gaan identifiseer die initiates of unwritten rules wat feel like burdens. Enigiets wat jy voel wat 'n burden is vir jou. Julle daar so baie. Ek meen soos Pieter sê, ek het letterlik 'n kursus probeer indruk vir julle, 'n takeaway te gee in 'n halfuur. Ons moet met elke liewe ding kan ons nog uitpak, maar ek wil net vanaand met hierdie gedagte los. Wat is dit wat jou limit? Weet, die Here wil soveel meer met ons lewens doen, maar as ons nie gaan hom toelaat en ons gaan deel met ons limiting beliefs nie, dan gaan hy nooit vir ons dit op die volheid van God dat hy vir elkeen wil gee, gaan hy nie kan nie. Dan geloof, hoe meer ek met my limiting beliefs werk en met dit hardloop, hoe meer kan ek die Here vertrou om my los te maak en dat ek die mensie persoon die lewe kan lei, gelukkige lewe wat hy vir my bestem het. Ek weet nie of julle gehoor het van bid en spit nie, né? So bid en spit, dis daai ding, né? Ons moet die Here moet ons moet bid en ons moet ons deel ook doen. Wel sê, dankie julle. Ek weet jy Pieter ons geleentheid gee vir bid daai tyd of wat dink jy? As julle voel enige wil gebed nodig hê, jy is miskien net vir jou kickstarter te gee vir daai beliefs teen te staan, asseblief kom vorentoe en julle kan vir my kry op Google Philosophy Life Coaching, baie maklik, as klomp goed daar, as daar's boeke, laat weet vir my en ja, as weer eens 'n eer Pieter, dankie weer eens vir die geleentheid. Dankie vir jou my vriend. Soos sy gesê het, ek geskei 'n hande klap. Ek dink is dit 'n teaser. Dis regtig net introductory soos in my ervaring. Ek dink ons vat 5 minute vir Q&A en ek gaan so 'n bietjie vorentoe en agtertoe met jou. Terwyl jy praat, dink ek aan my inner healing sessies wat ek het met mense. Ons doen dit nou vanuit 'n baie emosionele wondplek. Ons praat van core beliefs. Jy het 'n core belief wat 'n leuen is. Daar raak 'n limiting belief in jou lewe en jou optrede weerspieël dit. Ek dink spesifiek aan 'n persoon. Hy het nie die gemeente in die vorige gemeente, hy kom na my toe. Sy pa het vir hom gesê, sy pa was 'n schemer, aardappels verkoop en 'n mechanic en allerhande goed gedoen. En dit was maar altyd armoedig. Dit was vir hom baie erg, dit was vir hom 'n vreeslike humiliation. En hy sit eendag by my, hy het 'n goeie job, hy het by universiteit gewerk, hy het 'n M in onderwys gehad. En hy sê vir my, jy weet, ek weet ek gaan altyd armoedig wees. En ons begin delf in daai ding in. En na die tyd, na die sessie, toe wys die Here vir hom, hy's 9 jaar oud, sy pa sit by hom, hy sê, hulle van was Gareth, was Amerikaner. Hy sê, ja, jy kan doen wat jy wil, maar weet altyd hierdie ding. The Gareths, they will always be poor. En hy het as 9-jarige seentjie daai in sy hart ingevat, het 'n leuen geraak in sy lewe. En hy het soos 'n failure gevoel in alles wat hy doen. Sy finansiële lewe was in sy opinie 'n failure. En daar was 'n limiting belief in sy lewe. Nou Annie en 'n appel van my, ons doen inner healing en kom ons noem hom Anton, is amper sy naam. En Anton is altyd aan die werk.
Hy's 'n baie welaf man, hy werk vreeslik hard, hy werk 7 dae 'n week, en hy het ook 4 besighede wat hy hardloop, maar hy sit nie stil nie. En as hy kom koffie by my, dan moet jy hom sien, hy is so bewerig. Ek is soos, wat nou? Nee, WhatsApp hierdie, daai, dis is en so. Ons doen 'n sessie saam en die Here wys vir my profeties hoe hy as 'n klein seentjie by 'n skool staan. En ek sê vir hom, die Here wys my staan by 'n skool. En Anton begin huil daar, nê, en hy ruk soos hy huil. En ek voel van hom af so 'n intense hartseer. En hy sê vir my, daad, ek het 'n belofte aan die Here gemaak dat ek nooit weer in so 'n situasie sal wees nie. Hy het voor die skool gestaan en sy pa het met 'n ou skedonk kar aangery gekom. En hy het so 'n klapgeluid gemaak, so ta 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 ta. En altyd pelle het hierdie grand karre gery. En hy het 'n belofte aan homself gemaak daai dag. Hy sal nooit ophou werk nie. Hy sal nooit in hierdie situasie weer wees van humiliation waar die kinders kyk na sy pa se kar en hom uitlag nie. Hy sal altyd harder werk. En ons kan nou vir mekaar sê, hoe sê die Afrikaner? Ledigheid is die duiwel se oorkussing. My familieplaas, my skoonmense se familieplaas se naam was Rustroest. As jy rus, dan roes jy. Ek vervloek so 'n naam, want dit sê, ek maak staat op myself, ek vertrou nie die Here nie. Ek het 'n sessie met 'n dametjie, ek sê vir hom, hoekom gee ek jou hierdie voorbeelde, want dis wat gebeur in sessies saam met Essie. Ons het vir jou vanaand baie inligting gegee. Dit is wanneer jy die Here partner in hierdie proses, en hy begin vir jou uitwys wat jou core belief is, en hy begin met jou praat. Dis net sy woord wat dit kan breek. 'n Illustrasie van dit, ek sit met 'n dametjie, ek sê vir hom, die Here sê duidelik vir my, in haar verhoudings het sy vreeslik gestruggle om geliefd te voel. Sy het altyd na die man gekyk, of die boyfriend gekyk, om haar vol te maak, maar het was nie genoeg nie. En in haar hart van harte, was daar 'n father wound. Sy het 'n leemte gehad, wanneer dit gekom het by haar pa. En haar pa wou dit regstel, haar pa het nie meer geleef nie, so ons kon nie daai verhouding herstel nie, maar daai father wound, die afwesigheid van pa, toe pa het nooit vir haar geander, die pa het haar nooit gecelebrate, hy het vinnig nou baie intense goed gewys, a lack of celebration, hy het na Simpson gewys. Hierdie is emotionally devastating goed. En die patrone, jy is bewus van die patrone, en wat Essie jou nooi na toe, is kom identifiseer die patrone. Dit is regtig life-changing. En ek sê vir die vrou, die Here sê, jy is genoeg. En die Here het net daai sin gesê, daai refrein, jy is genoeg. En ek weet dis die Here, ek kan so die Heilige Gees se stem hoor in my, dit resoneer so. Ek sê, die Here sê, jy is genoeg. En weet jy wat gebeur het met haar? Niks. Sy is daar uit, sy het gesê, ek voel dit nie, ek is nog dieselfde. Toe sê ek, okay, hier's wat jy doen. Jy vas en jy bid vir 2 dae. En jy sluit jouself toe in jou kamer. En jy gaan terug na daai wonde toe, en jy roep uit na die Here. Ouens, ek sê vir jou, na 2 dae bel sy my en sy sê, Pieter, weet jy wat het gebeur? Die Here het met my gepraat. Ek sê, ja, wat het hy vir jou gesê? Die Here het vir my gesê, ek is genoeg. Ek sê, sis, maar dis wat ek vir jou gesê het. Sy sê, ja, maar toe jy dit vir my gesê het, het ek dit nie geglo nie, nou weet ek dit. En die woord van die Here, en hoekom hy met sy sessies dit doen, is om jou te bring by die arriveerpunt van hoe voel die Here oor jou? Dit is net sy woord wat die juk breek, daai juk wat jy dra, mans, om so finansiëel te voorsien, daai las wat jy dra, want daar is nie genoeg finansies nie. Dames, so baie sal ons dink wat ander mense van ons dink, en mans ook, ons is altyd kompeterend, ons is altyd vergelykend, ons kom weg van 'n koffiedייט af, en ons dink, ek wonder wat sy van my dink, ek het dan baie gepraat. Weet jy wat daai is? Dis selfrefleksie, dis selfmeet, dis selfwaarde kry. Wanneer jy regtig wil vry wees van mense se aansien, of mense se straf, dan moet jy by die Here uitkom, want as hy jou eers losmaak van fear of man, of vrees vir mense, dan is jy werklik vry. So ek net so 'n paar praktiese goed ingegooi daar, maar regtig, jy moet erns maak hiermee, hierdie is nie 'n klein dingetjie nie, dis ietsie kleins wat jy gehoor het, dit was 'n oulike preek, Essie het so oulik gepraat, hy het vir ons 'n Simba video gewys, jy sal 'n fout maak, jy sal uitgaan, en
jy sal die potensiaal van genesing mis. Ek weet nie of die sessie regtig ruimte skep vir Q&A nie, maar miskien moet ons. Is daar een van julle wat, kom ons wees nou broos, né? Ek gaan nou broos raak voor jou. Het ek nog 'n limiting belief? You bet your bottom dollar. My ma is dood aan niersiektes, my oom is dood daaraan, my oupa is dood daaraan, my broer is baie amper dood aan hierdie genetiese siekte. En ek praat nog charismaties met jou, wanneer dit by my teologie kom, het ek 'n limiting belief dat die Here genees. Ek bid vir mense, ek vas en bid, en ek sien hoe die Here hulle genees, maar dan raak ek siek, en dan bid ek, en dan gebeur daar niks. En die Here hoor my, ek gaan aanhou battle teen daai limiting belief, want die wond waardeur ek is, dat my familie gesteel is op 'n vroeë ouderdom, is nie die waarheid nie. Die Here doen nog die bonatuurlike. Daar is 'n praktiese voorbeeld. Het jy so 'n brose voorbeeld? Kom ons maak dit oop. 'n Limiting belief. Jy het 'n limiting belief gehad, wil jy dit share? Nee, was dit persoonlik? Die Here het jou nou genees van baie goed die afgelope paar dae. Jorika, het jy 'n limiting belief? Wil jy dit deel? OK. Ek stap nou al lank op pad met Essie, so ek is nou nie bang nie. Maar ek is nog steeds, is maar waar die vyand my nog kry baie keer is, dis my lack of celebration, so baie mense probeer wie ek is en hoe die Here my gemaak het, baie vinnig dooddruk. So ek word nog steeds in baie situasies waar ek net instap, baie vinnig stil gemaak, of ek hoor gereeld, jy's te loud, dis dit, jy's te die, so dan word ek baie vinnig gekonfronteer, en dan spiral ek so bietjie, so ja, dis maar iets waarmee ek nog elke dag battle, en baie keer vat dit jou terug, al het jy al die werk al gedoen, so dit is maar iets wat ongoing. Shoo, put it on. Sit ek nou die pressure aan. En dan nog meer as dit, jy ken jouself nou, hoekom? Want sy het selfanalise gedoen. Manne, dis regtig dit vat werk om selfanalise te doen. En sy het 'n hoë EQ, maar al het jy nie 'n hoë EQ nie, so jy is onbewus van die emosies en hoekom voel ek wat ek voel? Begin met selfanalise saam met die Here. Want nou sê iemand vir, hey, nou gaai ek met Jorika, ek kom hier en ek is baie gaierig met die mense hier voor, en dan sê ek, ja, Jorika het nie 'n loudspeaker nodig, sy is haar eie loudspeaker, lag ek. En Jorika het 'n wond rondom dit, en Jorika begin spiral. En sy raak stil, en dis 'n voorbeeld. Maar nou kan sy bewus raak van, hierdie is vir my 'n ou wond, so ek moet nou besef, hy was nie lelik teenoor my nie, was 'n grappie. Maar sonder die selfanalise sal sy uit die kerk uitgaan. Want sy het 'n ou wond gehad. So sy sal leave. Die pastoor het vir my gesê ek's 'n loudspeaker. Wat 'n belaglike kerk. Offense is truly like that. It's truly like that. In my ervaring 12 jaar in kerk en met mense werk, most people are not evil. They do not intend to hurt you. Daar is so 20-15% van mense wat gewond is en daarom wond hulle. Maar manne, dink in die huwelik, hoe beklei ons met ons vroue? Ek hoop nie met vuiste nie. Ek maak nogal so. Ons voorbeeld, jy begin argumenteer, jy wil wys jy is die baas, jy wil wys jy is die slimste, dan begin jy domineer met jou woorde, met jou argumente. That is rooted in a lack of celebration. Jy moet aan almal in die wêreld bewys dat jy waardig is en dat jy goed is en sterk is. Daar's nie rus in jou hart nie. Daai patroon gaan jy by jou werk sien, jy gaan daai patroon in jou huwelik sien, jy gaan daai patroon in alles sien, because your heart is not at peace. You have to show everyone that you are worthy of love. Dis is my vriend. Hy sal aanhou werk, want hy sal vir almal wys. Hy is goed. Hy kan rustig raak wanneer die Here sê oor hom, jy is genoeg, jy is goed. Nog enetjie? Jy staan ook nog net hier. Wat dink jy? Ek praat baie. Ek het woord vir iemand, kan ek maar die so Baie persoonlike goed is baie persoonlik. Nee.
Ja, nee, dis maar net dis maar die kind ons moet weet, dis maar net figuurlik. So ek dink persoons as ek weet wat dit is. Nee. Ja. Ek weet dit, ek is spesifiek, maar ek weet dis iemand wat hy is en ek het ervaar soos 'n rappietrei en is asof jy heeltyd die rappietrei aantrek met die verkeerde nommer aan. Jy weet dis soos toe ek rappie gespeel het, was ek baie kleiner gewees en hulle het my in die skram gesit en dit het nie lekker gewerk nie. En toe later toe sê vir my, "Jy kan ek so 'n bietjie vinnig hardloop." So hulle het my op 14. Toe begin ek iets te doen. So dis asof jy selfde is, jy wil heeltyd 'n nommer aantrek wat nie joune is nie. En dis wat ek altyd sê, partykeer as jy losskakel is, dan kan jy goed skop. Jy weet 'n senter as ons die ouens wat mos maar die lyne breek. Maar as jy met 'n skram skakel op 'n senter sit, gaan jy probleme hê. En my laaste ervaring van 'n beeld wat ek ervaar is iemand ook wat ek sien jy dra verskriklik swaar water. Dis amper so waterdraer, jy dra dit van punt A na punt B heeltyd die water. En dis asof jy net nie verder kom nie. En jy maak heeltyd jou emmers vol, dan vat jy en dan raak jy so moeg vir die water wat jy dra. En jy het spesifiek vanaand hiertoe gekom en die Here vertrou vir woord. So ek ervaar jy weet wie jy is. En ek weet die Here wilkie, ek dink jou nou van hom uitgewys te word is om die Here vir die woord. Jy weet wie hy is. En ek ervaar die Here sê hy sien jou raak. Hy weet wie jy is. Hy's lief vir jou. Dit is asof jy net bietjie die emmers moet neersit en hom moet vertrou. Ja. Amen. Ek het so baie te doen met 'n limiting belief aan dit kom by die Afrikaner se kultuur. Jy weet maar jy het groot geword in 'n kalvinistiese manier van dink. Praat die ander dag met 'n persoon fase 4 kanker en hy sê vir my die Here het dit vir my gegee. Nou wil ek vir hom bid vir genesing. Nou sê hy nee, maar ek moet iets leer hier uit. Daar is 'n goeie voorbeeld van 'n limiting belief. God does not give sickness. As jy dink die God wat jou moet genees is die een wat jou siek maak, hoe gaan jy ooit glo hy wil jou genees? Hy maak jou dan nou siek. Kan jy sien? Dis 'n voorbeeld vir jou prakties sodat jy besef hierdie goed is of life giving or it is life stealing. 'n Voorbeeld. Kom ons sê ek het 'n painting. En hierdie painting is die van Gogh se Starry Starry Night. En ek sê vir jou, dis die ware van Gogh, is die ware Jakob. Ek het 'n ou wat my bel en vir my sê 'n kundige, hy's 'n kundige. Hy sê dis reg, dis waar. En dan het ek 'n ander kundige wat vir my sê dis vals. En daai illustrasie is nie perfek nie, maar verstaan jy, die potensiaal is dis of $200 miljoen werd of dis 'n poster en is fake. Jou kanker in my geval, my voorbeeldgeval, of is van die duiwel of is van die Here. En na watter stem, na watter kundige jy luister, is absoluut bepalend. Dis bepalend hoe jy gaan optree. En ek wil vir jou vra vandag, doen selfanalise en gaan luister. Nou wat 'n kundige luister jy? Het jy die ware van Gogh hierso of is dit fake? That's crucial. So Here, ek dankie vir hulle. Dankie vir hulle lewens. Dankie Here, daar waar vaders dalk nie 'n celebration uitgespreek het nie. En moeders nie, oor dogters nie. Dankie dat ons vandag kan kom en ek as aardse pa namens my hemelse pa 'n father's blessing kan uitspreek. The Lord bless you and keep you. And he makes his face shine upon you. You are a son and you are a daughter. You are celebrated. You are enough. Jy is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Jy sal nie misluk nie. Die Here het jou geroep om besighede te stig. Die Here het jou geroep om vooruit te gaan. Jy het mense om te ontmoet en you have places to be. You have been called for such a time as this. Die hemel vat hande met jou. So kom as jy bang. Hou op wegkruip. Hou op vir die Here wegkruip. Kom uit. Hy roep jou. Kom tuis. Kom huis toe. Amen. Amen. Ouens, sit so 'n bietjie. Ons gaan die musiek aanhou. Vir die bedieningsspan vra om vorentoe kom. So nou sê kom. Essie, sal jy bedien? Nick, sal jy saam met Bernard bedien asseblief hier voor? Sal julle twee hier so kom bedien asseblief? Jorika, sal jy kom? Hi, you can also follow Fearless Wolf Life Coaching on Facebook, Instagram, and Twitter for more tips and inspiration.
And don't forget to check out our website, where you can find more information about SJ's services, courses, and events. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to our channel. Thank you for watching, and remember, you are a fearless wolf. You have the power to create your own reality. You have the courage to face any challenge, and you have the wisdom to learn from every experience. So go ahead and live your dream life. I'll see you in the next video.